Goeiedag en baie welkom. Iemand vertel van 'n vriend wat hulle diep teleurgestel het. Nie uit boosheid of kwaadwilligheid nie, maar net uit menswees. Daar was stilte, afstand, gesukkel om mekaar weer regtig in die oë te kyk. Albei het gevoel, ek weet nie of ons ooit weer normaal kan wees nie. En toe gebeur iets onverwags. Op 'n gewone Saterdagoggend het die vriend eenvoudig opgedaag met 2 koppies koffie in die hand. Geen groot toespraak nie, geen verdediging, verduideliking of aantuiging nie, net ek's hier, kan ons weer probeer. Die 2 van hulle het later vertel hoe vreemd dit was, nie dat die gesprek perfek verloop het of maklik nie, maar hoe een klein gebaar van opdaag iets in die lig verander het. Hoe 'n deur wat lankal half toe was, skielik weer lig deurlaat. En dit laat my dink aan hoe Jesus met Petrus werk. Hy herstel nie net nie, hy maak weer iets moontlik. Hy roep weer. Hy skryf nie af nie, hy gee nie moed op nie, hy nooi in. En sy uitnodiging is altyd dieselfde. Kom saam, kom ons stap weer. Daar's iets besonders wat gebeur wanneer iemand jou weer vertrou nadat jy hulle teleurgestel het. Dit laat jou nie net daai verligting voel nie, dit raak jou tot jou diepste menswees aan. Dit maak jou weer oop vir verhouding en vir moontlikheid vir weer probeer. En dis wat in Johannes 21 met Petrus gebeur. Jesus vergewe en bring vernuwing in hom. Maar hy stop nie by Petrus se hartseer of skuldgevoelens nie. Hy bring Petrus se hart terug. Nie net vir Petrus se ontwil nie, maar ook sodat Petrus weer 'n disipel en 'n getuie kan wees. Lees saam met my uit Johannes 21. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, U weet dat ek U lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Jesus vra hom weer 'n tweede keer: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, U weet dat ek U lief het. Hy sê toe vir hom: pas my skape op. Jesus vra hom die derde keer: Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die derde keer gevra het: het jy my lief? En hy antwoord hom: Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. Hy sê toe vir hom: laat my skape wei. Dit verseker ek jou. Toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. En daarna sê hy vir hom: volg my. Jesus nooi ons op 'n geestelike formasiereis, dieper in verhouding met hom, waar ons genesing deur vergifnis en liefde vind, soos hier, wanneer hy direk in gesprek tree met Petrus. Maar dan ook nader aan mekaar, soos ons Jesus in mekaar beleef. En dan ook in sy wêreld om hierdie boodskap van liefde uit te dra. Dit sien ons ook in hoe hy vir Petrus roep om die vroeë kerk te lei. Na Petrus keer op keer sê dat hy Jesus liefhet, is daar elke keer Jesus se roepstem wat Petrus nooi: versorg my skape, pas my lammers op. En dis nie 'n eenmalige taak nie, die Griekse woord daar, die Griekse taal wys vir ons, dit beteken hou aan om dit te doen, bly teenwoordig, maak dit jou manier van lewe. Met ander woorde, Petrus, jy het gevoel jy het misluk, maar kyk hoe ek jou steeds bly stuur. Kom wees weer deel van mense se lewens, weer deel van my storie. En hierdie uitnodiging is ook vir ons. Want as Jesus ons herstel, wanneer hy ons herstel, beweeg hy ons altyd in verhouding in, nie weg daarvan nie. Natuurlik lyk verhoudings soms anders, en sekere verhoudings maak klaar. Maar wat ons leer van God en van onsself, is dat ons soos God verhoudingswesens is. Ons is geskape om in verhouding te wees. Soos wat ons groei, word ons ook gedraai na verhouding. Dit beteken dat ten spyte van foute en gebrokenheid ons steeds kies om te groei en genees in verhouding, sodat ons sy liefde kan uitleef. Dalk is dit deur op te daag wanneer dit makliker was om weg te bly. Dalk is dit deur 'n gesprek te begin wat lankal moes gebeur het.
dalk deur te luister, maar regtig te luister, sonder om te korrigeer of te onderbreek. Dis wat Jesus met Petrus doen. Hy tree weer in verhouding in, waar Petrus dalk gedink het, dis verby. En hy nooi Petrus om dieselfde te doen. Jesus bring vernuwing en genesing by Petrus, en Petrus word 'n draer van hoop, van vrede, en 'n simbool van Jesus se teenwoordigheid vir ander, vir die wêreld. Wanneer hierdie pad van verhouding onseker en seer is daar ook tye wat ons kan besef dat ons kan hulp vra. Jesus werk deur mense. Soms is dit deur 'n terapeutiese gesprek, 'n geestelike begeleidingsgesprek of selfs 'n coachinggesprek. Wat het jy nou nodig om te hoor, jy is vergewe? Of wat het jy nodig om te kan herbou aan 'n verhouding wat seer gekry het? Ons kan liefde en genade leef, omdat ons soos Petrus dit keer op keer by Jesus ontvang. Ons ken hierdie liefde in verhouding met Jesus, en daarom kan ons hierdie liefde ook vir ander leer gee. Bid dit saam met my. Jesus, soos U my vergewe en vernuwe het, maak my instrument van genesing in die lewens van ander. Leer my om op te daag in liefde soos U. Leer my om dapper genoeg te wees, om te doen wat U vra, en te gaan waar U lei. Amen.